IFSA, Prosperity in Progress. Ons gesels vandag weer beleggingsake en dit met Frikkie van Logrenberg van IFSA. Goeiemôre meneer. Môre Fransja. Lekker om met jou te kuier. Ag, te heerlik. So 'n man. nuwe maand. Nee, vars alles, lekker gereën. Absoluut. Frikkie, nou ja, plaaslike markte bly onder druk, nê? Nee? En dis as gevolg van markgebeure. Is dit dan nou internasionaal of plaaslik? Fransja, as ons nou gaan kyk wat se goeie momentum ons plaaslike beurs, ons plaaslike mark gehad het die afgelope jaar. Dis asof die laaste 3 maande so 'n handbriek begin optrek en alles het so begin stadiger gaan en soveel meer die laaste maand wat ons sien dit verskriklik plat is. Nou die vraag van internasionaal of is dit plaaslik? Daar is soveel geraas heidaglik besig in al twee kante. Waar daar nie 'n dag sonder Trump wat iets aanvang of iets tariewe wil toepas wat hy gesê het hy gaan doen wat hy doen in Oekraïne, Gaza, dis alles praktiese goed. China wat ons basies die emosionele gedeelte van die nuus basies dryf en dit het 'n effek op die mark. Plaaslik het ons klomp ekonomiese data wat ook deurkom, maar baie meer polities. Wat ons nou sien, waar gaan die staat nou geld bymekaar kry om hulle tekorte basies te befonds. So dis ietsie van al twee, maar dit is 'n groot emosionele situasie waar ons heidaglik is. Nee, ek hoor jou, kan dit ook van toepassing wees op ons beleggingsstrategie? Definitief. As jy dink aan vrees en paniek, is een van die belangrikste dinge wat 'n mens moet bestuur as dit kom by beleggingsstrategie. Waar mense is geneig om die aap agter die berg te gaan haal om te sê wat van dit en wat van as dit gebeur, wat van as die rand te verswak, wat is daai situasie? Die ander emosie is gierigheid wat mense nou sien, die laaste jare het die mark verskriklik goed gegaan en hoekom kan ek nie my prestasie so goed wees nie en ons jaag heeltyd daai volgende ding en ongeduldigheid. Ons wil hê alles moet op 'n druk van 'n knoppie moet dit nou gebeur in plaas van om net jou persepsie te vat en jou tyd te bestuur volgens jou plan. Frikkie, dis alles waar wat jy daar sê, nê? Nee? En die argumente rondom dit van as mens kyk na die nuusgebeure soos dat ons nou ook gehoor het in die koerantbesprekings byvoorbeeld, dan is dit iets waaroor 'n mens bang word of angstig raak of jy wil meer geld en soos wat jy nou gesê het. Maar hoe gaan ek daai emosie uit my besluite haal? So Fransjo, jy moet begin, jy moet 'n plan hê, jy moet 'n strategie, jy moet 'n plan hê wat jy kan uiteensit. So jy weet waar uiteindelik jy wil uitkom met jou beleggingsstrategie. En jy moet 'n plan daarvolgens moet jy bymekaar sit om daarby uit te kom. Jy moet diversifiseer, jy moet verskillende bateklasse in jou portefeulje hê, genoegsame alternatiewe buiteland, die plaaslike beurs eiendom, laat jy meeste van die risiko's daarteen basies kan beperk. En jy moet jou tydsafloop, jy moenie te haastig wees nie. Jy het 'n 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar en 7 jaar strategie. Moenie laat die emosie jou nou so onkant vervang dat jy jou tyd uiteensit en nie by jou tydlyne bly en jou beleggingskans gee om daarby uit te kom nie. Data en analise, jy moet kyk na die data. Gaan kyk na die wiskunde. Die wiskunde sal vir jou 'n boonbehalwe emosie in 'n rigting insit wat jy moet gaan. En die belangrike ding is praat met 'n professioneel, iemand wat geleer is om nie emosioneel na 'n situasie te kyk nie, maar objektief vir jou iets kan voorstel. Gee miskien vir ons 'n randsent voorbeeld, Frikkie. So as ons nou gaan kyk, die hiperemosionele belegger wat 5 jaar terug R1 miljoen gehad het, COVID het gebeur, die beurs het met 20% geval. Ewe skielik nou onttrek jy jou geld want jy is nou bang dit gaan nou verder val. Nou 'n jaar verder in die pad was jy nou in die bank gewees en die beurs het weer herstel. Nou besluit jy okay, ek gaan nou weer in die beurs ingaan. Vir 3 jaar lank was die beurs baie plat gewees, het maar 17% in 3 jaar gedoen. Nou ewe skielik nou sien jy die beurs het nou weer verskriklik goed gedoen die laaste jaar en nou wil jy weer op daai gedeelte ingaan. So jy het by R1 miljoen begin en in 5 jaar as jy so hiperemosioneel is, het jy miskien 200 000 positief gedoen in 5 jaar. Waar as jy net 'n doodgewone, gebalanseerde strategie uitgeoefen het, het jy van R1 miljoen tot tussen 1.6 en 1.7 miljoen so jy het 400-500 000 rand se meer waarde uit jou portefeulje uitgegaan, net om emosie uit die situasie uit en net klinies gaan kyk na jou strategie. Nou julle het 'n netwerk van geakkrediteerde finansiële adviseurs en ek dink mense kan met julle kontak maak. Dit dan Frikkie van Logrenberg van IFSA wat vanoggend met ons gesels het. En as jy meer wil uitvind oor hulle netwerk van adviseurs en om met hulle kontak te maak vir meer inligting en raad, is jy baie welkom om die woord kontak te SMS na 48422. Kontak na 48422, R150 per SMS en onthou BSF geld.